Lewe na die dood. Glo jy dit? Interessant dat die Here Jesus nooit vir mense gevra het, sover ek het gelees het, glo jy dat God die hemel en die aarde in 6 dae gemaak het nie? Glo jy dat die slang gepraat het nie? Glo jy in Noag se storie van die sondvloed in die ark? Glo jy dat Jona 3 dae in die vis se maag deurgebring het? Die Here Jesus verwys dikwels na daardie dele in die Bybel, in die Ou Testament, toe hulle natuurlik nog nie die Bybel gehad soos ek en jy nie. Maar hy vra nooit vir die mense, glo jy dit nie, maar waar hy vra, glo jy dit, is wanneer hy vir Martha en Maria, die susters van sy vriend Lazarus, vra, glo jy in die lewe na die dood? Dit is nadat Lazarus sy vriend gesterf het, en omtrent 4 dae later, dat die Here eers weer by die gesin uitkom. En hulle huil en hulle is treurig en hulle verwyd hom dat hy nie betyds was om Lazarus toe kom gesond maak, soos wat hy mos nou al 'n klomp mense gesond gemaak het nie. Johannes 11 vers 25. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Lewe na die dood. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Lewe na die dood is dit nie. En toe vra hy vir die suster, vir Martha, glo jy dit? En sy sê, ja Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is. Sy sê nog nie, ek glo vas in die lewe na die dood nie, want sy het hier te doen met die dood. Haar geliefde broer is dood. Hy is al 4 dae in die graf. So sy omseil daai vraag van die Here. Ja Here, ek glo dat u die Christus is. So as iemand vir jou sou kom vra, glo jy regtig in lewe na die dood? Sal jy dan ook direk kan antwoord, verseker, ongetwyfeld, glo ek dit vas? Of sal jy dalk ook dit omseil met woorde, ek glo in die Here Jesus, ek glo in sy beloftes, wat alles waar en mooi is. Maar lewe jy so dat jy glo in lewe na die dood? Sodat jy verseker weet dat almal wat nou reeds voor jou gesterwe het, jou geliefdes, mense vir wie jy so innig lief was, dat jy nou nog bloei in jou hart as jy aan hulle dink, nadat hulle gesterwe het. Glo jy dat hulle nie regtig dood is nie? Weet jy, as jy dit kan glo, dat hulle nie regtig dood is nie, dat hulle lewe, raak dit vir jou so makliker om saam te leef met hierdie alleenheid, hierdie groot gemis van daai besonderse persone in jou lewe. Dit bly 'n bittere hartseer gemis, natuurlik, forever terwyl jy op hierdie aarde is. Maar jy hoef nie meer te aanvaar dat hulle dood is nie, want hulle is nie. As hulle in die Here Jesus Christus gesterwe het, sê hy hier, wie in my glo, sal vir ewig lewe, sê hy. Dan kan jy weet, jy hoef nie hulle dood te aanvaar nie, want hulle lewe. Nie meer hier by ons nie. Nie bo kan die maan of bo kan die son en die sterre nie. Ons weet nou nie presies waar is die hemel nie. Maar Christus beloof dit vir ons. Ag, hy dan in sy lewe, in sy prediking so baie verwys ook na hierdie lewe na die dood. In die verhaal wat hy vertel het van die ryk man en Lazarus, toe hulle albei gesterwe het, toe is hulle in die hemel en dan, soos wat Christus het daar uitgedruk het, die ryk man in die plek waar hy gepynig is, en hulle kon met mekaar kommunikeer. Christus is baie, baie duidelik daaroor dat daar lewe na die dood is. Daarom sê hy ook vir sy disippels, net voor sy kruisiging, ek gaan om vir julle plek te berei, sodat ek julle kan kom haal,
sodat julle ook by my kan wees, sodra ek klaar is om jou plek voor te berei. Dit is persoonlik hoe ek myself ook baie keer kalmeer en troos daaraan, dat ek weet ek is nog op hierdie aarde, omdat Christus nog besig is om my plek voor te berei. Dit is nog nie die tyd nie. My plek is nog nie gereed nie. Maar daar is my plek, en hy is besig om dit gereed te maak vir my, vir jou, vir elkeen van ons wat nou ook na hierdie boodskap luister en wat vasglo. Soos Martha gesê het, ja Here, ek glo vas, maar ek glo vas in lewe na die dood, want U beloof dit vir my. 'n Stukkie later toe Christus by die graf kom, en hy vir hulle sê, hulle moet die graf oopmaak, hy wil graag nou met Lazarus nou in gesprek tree, hy sê, rol weg die klip, dan vers 39, maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, Here, ek weet van al die prediking, maar wees nou net logies, realisties, hy is al 4 dae in die graf. En toe kom Jesus terug na haar toe met die woorde, hy sê, Martha, jy het net nou gesê, jy glo vas dat ek die Christus is. En hy sê daarby, maar het ek nie vir jou gesê, dat as jy dan glo nie, dan sal jy die openbaring van die mag van God sien. En toe met 'n stem roep hy vir Lazarus op sy naam uit die graf uit. Christus het nie almal wat gesterwe het in sy tyd weer uit die dood laat opstaan nie. Dit was ook nie die bedoeling dat mense links en regs teruggeroep word uit die dood uit nie. Hy het hierdie groot wonderwerke verrig om vir die mense van daardie tyd en vir ons te kom wys hoe groot God se krag en sy almag is natuurlik, maar ook om vir ons te kom wys, daai persoon is nie regtig dood nie. Daarom by die dogtertjie van Jairus, toe die klein ding gesterf het, toe sê die Here, sy slaap net. Dieselfde met Lazarus, toe hy die boodskap kry dat Lazarus dood is, toe sê hy vir sy disippels, Lazarus slaap net. En toe gaan hy om hom wakker te maak. So, ons weet nie presies hoe die lewe na die dood is, direk na die dood nie. Die Bybel het vir ons baie beskrywings, maar verskillende beskrywings, het verskillende hoeke gesien. So ons weet nie 100% hoe dit is nie, 100% waar dit is nie, maar ons weet 100% daar is lewe na die dood. Daar is bewustheid na die dood. Hoe dit presies is, sal ons nog uitvind. Die Bybel sê ook dat God sê, dit wat nie in julle gedagtes opgekom het nie, het ek vir julle voorberei. Julle gedagtes en is aardse gedagtes. Myne is anders. Ons dink verskillend. Julle het nie 'n idee. Julle het nie 'n idee wat 'n wonderlike plek daar vir julle wag nie. Psalm 23 reeds in die Ou Testament is daai besef ook reeds by Dawid as hy hierdie psalm skrywe. Die hele lewensreis van die mens deur die woestyn. En aan die einde wat hy sê, U ontvang my soos 'n eregas. U oorlaai met hartlikheid, my beker loop oor. Ek kom sit aan 'n tafel wat vir my gereed gemaak is. Dit is soos 'n familielid wat huis toe gekom het. Selfs Dawid in daardie tyd het reeds hierdie besef gehad van hierdie lewe is nie die einde nie. Daar wag vir ons 'n plek waar ons soos 'n eregas ontvang het. Al jou geliefdes, na wie jy miskien so verlang, is as hulle in Christus gesterwe het, sê die Bybel hier, het hulle aangekom, het hulle soos eregaste ontvang. Nie omdat hulle gedoop is nie, of by 'n kerk toe gegaan het, of belydenis afgelê het, al daai dinge nie, want aan die kruis het Christus vir die rower gesê, wat nooit gedoop is nie, sover ons weet, nooit sy dienste bygewoon het nie, dalk het die rower hier en daar op 'n afstand gehoor, met toe Christus gepreek het, ons weet nie, maar hy was nie deel van die stroom van die kerkgangers van daai tyd nie. En dan sê Christus vir hom aan die kruis, voor hy sterwe, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sterf vandag na die liggaam aan hierdie kruis. Jy sterf 'n wreedaardige dood, maar vandag is jy saam met my in die paradys. Dit is werklik waar een van die kern
kernpunte van die Christelike boodskap. Lewe na die dood. En dit is wat ek dan vandag weer vir jou wil kom aan herinner. Hoe wonderlike, sorglose lewe jy dalk op die oomblik mag lei, gesonde lewe, vreugdevol, of hoe swaar jy dalk ook al mag kry, emosioneel, fisies, finansiëel, hartseer, met hoeveel vrae jy ook al sit, of hoe jy ook al voel, jy het al die antwoorde, jy is op die wolke, wil ek vir jou dan hierdie belofte kom maak, wat Christus gesê het, as jy in my glo, sal jy lewe, al sterwe jy ook. Jy hoef nie bang te wees vir die dood nie. Jy kan maar so 'n bietjie trane begin afvee oor hulle wat voor jou gegaan het. Soos ek gesê, die seer gaan nie weg nie, die verlange gaan nie weg nie. Maar dit raak beter as 'n mens aanvaar hulle lewe. Kyk hulle op die oomblik van bo af na ons. Nee, ons weet nie eens waar is die hemel nie. Dit is nie eens bo nie, dis 'n ander dimensie. Kyk hulle na ons. Persoonlik dink ek nie so nie, want in die hemel is daar geen trane, geen droefheid nie. So as hulle na ons sou kon gekyk het en hulle sien, ons is hartseer en dit gaan nie goed met ons nie, sou hulle nie dalk dan nou hartseer voel. So ek weet nie. Ons weet regtig nie. Maar ons weet daar is 'n plek wat Christus voorberei. Daar is lewe na die dood. Dis die kern van die Christelike boodskap. Dit is wat Christus vir ons kom gee. Gaan neem dan vandag daai lewe op. In Johannes staan daar ook dat hy wat in Christus glo, het reeds oorgegaan na die ewige lewe. Ons is op aarde, maar die ewige lewe is nou reeds in my. Dit klop nou reeds in my hart. Hierdie liggaam raak ouer, hy gaan agteruit. Die tyd skiet verby, somewhere sterwe hy, maar ek het die ewige lewe nou reeds in my. Net so kan jy die ewige lewe nou reeds in jou het, as jy in Jesus Christus glo. Maak dan vandag jou verhouding met die Here opnuut weer vas. Maak doodseker weer jy het hom in jou hart, in jou lewe ingenooi. Leef uit dankbaarheid dat jy weet die ewige lewe is nou in jou en al jou geliefdes voor jou, wat hierdie pad loop wat jy loop. Die ewige lewe het vir hulle net voortgegaan die dag, toe hulle laaste asem uitblaas. Dis nie nodig om bang te wees vir die dood. Menslik gesproke, is dit baie moontlik om bang te wees vir die manier hoe op jy dalk doodgaan. Nie almal gaan rustig in hulle slaap dood nie. Ons weet nie presies hoe ons sal doodgaan nie. Daarvoor kan ons dalk skrikkerig en bang wees. Maar die feit van die dood, wat vir ons eintlik net deurvat na die lewe toe. Hy dal van doodskade weer waarvan ou Dawid ook skryf in Psalm 23. Dit is waar. Die feit van die tafel wat vir ons wag, die fees, die eregas wat ons sal wees, was jy al ooit 'n eregas by enige groot geleentheid? By Christus sal jy wees. Vandag, die oomblik wanneer jy sterwe. Glo dit vandag? En ek wil weer vir jou vra, lewe na die dood, glo jy dit? Vra dan vandag vir Christus deur sy gees, om daai geloof brandend in jou hart te hê. Gaan lewe dan voluit, elke sekonde, want hierdie lewe gaan sekonde vir sekonde, skiet hy vliet verby, en dan is ons by die Here. Mag die Here jou in jou laaste tree, of daar nog 3 oor is, of daar nog 3000 of 30.000 of 3 miljoen is, mag hy jou laat loop met die vaste geloof. Daar is definitief 'n ewige lewe na die dood.